Ons wil teruggaan na die systeem. Ons wil teruggaan na die opinies. Ons wil teruggaan na die beperkings. Dan maak ons die woord van God van geen effek nie. Because we try to fit the word back into our system. Maar hierdie vrou kon nie teruggaan na die way wat het gewees het. She had to change. Maar ek en jy, sorry om het te sê, as ek nou klaar is met die diens, die uitstorting van die Here het gebeur, die krag van God het op my geval, but tomorrow I step into the old way. Want my werk verwag dat ek moet so operate. But don't you know that wat die Here in jou geopenbaar het, kan die atmosfeer waar jy in beweeg verander. Don't you know that what God is releasing to you is besig om die situasie te verander, maar hy moet eers 'n wy vind om deur jou te preek. Om deur jou mindset te kom. Because when I go back into my home, I remember my child that disappointed me. I go back into my husband that disappointed me. Ek gaan terug by die salwing en die release wat die Here gepreek. And I go back and I ek water dit af. Tot op die punt waar dit aanneemlik is vir mense. Maar dit is nie wat aanneemlik is vir die mens nie. Dit is wat aanneemlik is vir God. Wat bepaal wat hy op jou lewe uitstort. Amen. Hier godsdienst jong is 'n ander ding joh. Hey, this is another thing. I can't go back. Nou jou mind nou klaar gesit. Hey, as ek môre nou my krag gemaak het, dan verwag ek maar dieselfde en dieselfde en dieselfde resultaat. En my baas gaan so operate en my man gaan so wees en my hond gaan so wees en jy moet gaan met dit wat jy nou van die gees van God ontvang. And you must go change that. Hey, my vrou is al soveel jaar. Nee, sy gaan nie always change nie. But because of the outpouring of the Spirit of God, because of the unction of the Spirit, because of the fire of the Spirit, I must not release out of my mouth my own thoughts. Ek kan nie meer dink wat ek wil dink aangaande jou nie. I have no right. The Holy Spirit must speak concerning you. And if I have nothing to say, I just bless you. As ek niks het om te doen nie, I just bless you. Because there will come a point in time when God wants to speak through His servants. Dan gaan die Here nie vra, met wat is jy besig nie? Elia het verleer, maar klaar met hy goed wat jy mee besig is. As jy nou die action, dit wat die Here jou wil inbring, as jy dit nou hoor en jy wil nog besig wees met wat jy mee besig is, nee, maar klaar met hy goed. Maar klaar. Ja, die Here sê, die wie my volg, take up your cross and follow me. Amen. That doesn't mean that Christ didn't know what you're going to go through. Maar hy het 'n salwing gerelease om jou deur te dra. Amen. Joseph het nie dit geweet hoe hy die put was nie. But he endured the put. Yes, indeed. Hy het nie gehuil aan nie. Hy het geweet waar die Here hom gaan lei. He knew what God has spoken. He knew what God released, and God doesn't just speak. Hoor jy so? Die Here praat nie net nie. He releases the power to manifest His word. Nou, hou op die Here se woord so behandel soos jy hom behandel. Asseblief. When you read the word,
when you speak the word, God releases the power for that word to manifest. Ongeacht van jou omstandigheden. When I look at the book of Ezra, dat die volk wou die tempel van die Here herbou. And they started to build the foundation of the temple. Maar daar was 'n ander koning in Babylon opgekom, and this king did not know what was proclaimed and declared and prophesied in years gone past. That's right. En daar kom oppositie teen wat die Here wil bou. En die man van die Here vroeg wat hy sê vir die koning, go and check the records of what was written and what was proclaimed and what was declared. En toe hierdie koning die records gaan uithaal, en sê maar hier was 'n besluit geneem that the temple of God is going to be rebuilt. And nothing I can do will change it. I will remember the word. En hy haal uit die files uit.